Ons eer U vanmôre, Here, dankie vir U goedheid en U guns en U liefde. Here, dankie dat U vanmôre hier is. Dankie dat U Gees altyd teenwoordig is in ons lewe. Dankie, Here, ek bid vanmôre dat U elkeen van ons sal help om oop te maak. Here, dat ons nie in eie krag sal oorwin nie, maar Here, U woord sê dat U elke getroue dienaar op hulle pad beskerm. Dankie, Here, dat U vanmôre die groot beskermer is oor elke nasie, elke volk. Dankie dat U vanmôre na ons omsien vanmôre. Dankie dat U die God is wat ons liefhet, oneindig lief is. Dankie vir hierdie woord vanmôre, Here. Mag dit op vrugbare grond val. Mag dit op die tafels van elke een se hart uitgegrafeer word. Mag hulle dit saam met hulle vat, veral in 'n tyd en 'n wêreld daar buitekant waar hierdie vyand net wil verslind. En help ons ook so, Here, dan om waaksaam te wees. Ons staan vanmôre vas op U belofte en U trou en op U waarheid. Amen. Baie dankie, julle kan julle sitplek neem. Ek wil vanoggend met jou praat oor, weet jy wanneer jy oop is om verslind te word? Weet jy wanneer jy oop is om verslind te word? En as jy jou Bybel het, kan jy saam met my blaai in die boek van 1 Petrus. Ons gaan daar saamwerk, 1 Petrus die 5de hoofstuk. En ek wil vir jou een vers saam lees vanoggend. 1 Petrus die 5de hoofstuk vers 8 lees hom so. Hy sê: wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Wat 'n ernstige woord vanmôre. Ek wil eintlik dit vir jou sê dat dit 'n ernstige woord is, nie 'n woord om die mense bang te maak nie, maar 'n woord om vir my en jou, om die kerk wakker te maak. Ek en jy wat die kerk is, die lig van Jesus is, om ons wakker te maak. Ek wil hê jy moet iets oplet. Kyk wat sê Petrus. Petrus sê nie dat die duiwel net rondloop om almal te verslind nie. Sien julle dit? Maar hy sê daar iets. Hy sê hy soek. Hy soek wie hy kan verslind. En dit laat my oor baie dinge wonder. Dit laat my vra. Wat maak ons as 'n mens oop om 'n teiken te word? Wanneer word ons geestelik kwesbaar? Wanneer begin ek uit die beeld en karakter van God leef? Ek sien dit in die samelewing vandag. En weet jy, dit is so 'n fyn lyn. As jy net kyk op die sosiale media, hoe mense uit die karakter en die wil van God lewe. Jy's nog nie eens in hulle teenwoordigheid nie. Jy sien net hoe mense op sosiale media hulle self uitbeeld. En ek kan dit nie verstaan nie. Ek vra hierdie vraag oor, wanneer maak jy jouself oop om 'n teiken te word? Wanneer word jy geestelik kwesbaar? Want die een oomblik dan swart jy en jy gaan aan en jy beklei. In die volgende post wat jy doen, dan post jy iets van God. Ek en jy is geskape na die beeld van God. Sê dit 'n bietjie net vir jouself. Vat net so in jouself en dan sê jy, ek is geskape na die beeld van God. Want die woord sê dit, 1 Genesis, Genesis 1, vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld. Hoor jy? Dit beteken jou identiteit begin nie by jou omstandighede nie. Jou identiteit begin nie by jou probleme of jou omstandighede nie. Dit begin by God, want ek en jy is geskape na die beeld van God. Jy is nie geskep om soos die wêreld te dink nie. Soos die wêreld te leef nie. En ook soos die wêreld te reageer nie. Jy is geskep om iets van God se karakter, hoor, baie mooi te weerspieël. En daar is 'n paar wat ek vanmôre vir jou wil uithaal. Daar is heiligmaking, daar is liefde, daar is die waarheid, daar is gehoorsaamheid, daar is genade. En dan is daar iets wat ek en jy moet opwerk, selfbeheersing. Maar sonde probeer die beeld van God in jou verdraai. Dis wat dit doen. Ek het vanmôre nuus vir die kerk. Ek het nuus vir die Christendom. Ek het nuus eintlik vir die wêreld, vir die ateïste. Ek het eintlik nuus vir almal. Hoor gaan mooi. Die duiwel kan God nie van sy troon afhaal nie.
Ons God triomfeer, hy's op die troon en hy sal daar wees vir ewig. Ek en jy gaan voor die regterstoel, voor die God van hierdie lewe staan. En hier kom nou 'n belangrike vraag, en hoor gou mooi. Wanneer raak ek geestelik oop? Wanneer raak ek geestelik oop? En hier moet ons nou baie versigtig wees. Ons moenie elke probleem, mense is so geneig om elke probleem, elke siekte, elke versoeking, elke swaar kry toe te skryf aan die duiwel en sy demone. Jy gee hom te veel eer. Jy gee hom te veel mag. Jy kan nie. Maar die Bybel kom juis en hy waarsku ons teen hierdie geestelike kwesbaarheid. En hierdie geestelike kwesbaarheid ontstaan juis wanneer ons doelbewus van God se waarheid en die wil van God af wegbeweeg. Man, ek wil vir jou sê, mense wat terugval en mense wat wegbeweeg is kwesbaar. Hulle het hulle self geestelik oopgemaak en hulle beweeg nie meer in die waarheid van God en in die wil van God nie. Is dit nie so nie? Kyk gou wat sê Efesiërs 4 vers 26 en 27. Hy sê hierso, word toornig. Dankie Here. Dankie Paulus dat ek vir hierdie taxi-drywer amper sê ek iets kan kwaad word. Maar die Bybel sê ek kan. Maar dis daar waar ek die vingers uitgooi en die tale spreek wat die sonde is. Jy sien, ons moet onsself beheer. Hy sê word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie. Kyk hier, oom Chris, ek wil vir jou iets sê, As Leonora jou kwaad maak, as Monja my kwaad maak, dan sê ek gaan maak koffie en dis wanneer sy haar lekkerste koffie maak. Word nie toornig nie. En hier kom die kruks, hoor gou mooi, vers 27. Lees dit. En gee aan die duiwel geen vatplek nie. En gee aan die duiwel geen vatplek nie. So wat sê hierdie vers vir ons? Kom aan mense, wat sê die Bybel? Wat skryf Paulus hier vir ons? Hy sê hierso, ek en jy maak ons geestelik oop, so wanneer ons dan teruggeval kom, of wanneer ons doelbewus teen die waarheid en die wil van God wegbeweeg, dan het ons iewers te vir die duiwel 'n vatplek gegee. Is ek reg? Amen. Hy sê dit, en gee aan die duiwel geen vatplek nie. So, daar is selfbeheersing. Daar is 'n toepassing van selfbeheersing. God gee ons 'n gees van selfbeheersing. Gee aan die duiwel geen vatplek nie. Kan ek gou vanmôre sê bietjie net vir iemand, dis kragtig. Die woord van die Here is kragtig. Praat Here, ek luister, my oor is oop vanmôre. Wie oor het, laat hom luister wat die woord van God sê. Amen. Nie wat ek sê nie. Die woord is kragtig. Die duiwel hoef nie noodwendig 'n groot deur te kry nie. Nie noodwendig nie. Soms gee ons hom 'n baie klein plekkie. Onvergewensgesindheid, bitterheid, aanhoudende sonde en geheime sonde. Jy sien, ek en jy word oopgemaak, of ons word oop wanneer ons die karakter van God begin verlaat. Dink aan die beeld van God. God is liefdevol. Wanneer ek doelbewus byvoorbeeld haat koester, beweeg ek weg van daardie karakter af. Want jy sien, God vereenselwig hom nie met haat nie. Kan ek gou vir jou iets sê? Die Bybel sê God is 'n God van vrede, God is 'n God van vreugde. Amen, kerk, kan ek 'n amen kry? Hoekom soek jy dit dan in die wêreld? Hoekom soek jy dit dan in die wêreld? As ek en jy dit by God kan kry, 'n God van liefde, 'n God van vrede. God is waarheid. Jy sien, wanneer ek leuns begin aanvaar en leef, beweeg ek weg van die waarheid. Die probleem is nie wat jy doen nie. Die dieper vraag is, wie word ek deur wat ek aanhou doen? Wie word ek? Watter karakter neem ek aan deur dit wat ek aanhou doen? Die duiwel soek nie net jou liggaam nie. Hoor gou mooi. Kerk, ek sê weer vanmôre, die duiwel soek nie net jou liggaam nie. Hy soek jou getuienis. En hier kom dit nou. Hier kom dit nou.
Jy sien, want die vyand wil hê mense moet na jou lewe kyk en sê, daar is niks aan hom of aan haar nie. Niks. Maar hoor wat sê Jesus in Matteus 5 vers 16. Kan ek dit gou vir jou sê? Kyk daar op die skerm. Lees dit gou saam met my. Hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik word. Dit is die lig, dis die beeld wat jy uitdra van God. Jy dra iets van Christus. Jou huis moet Jesus Christus in jou kan sien. Jou kinders moet iets van Jesus in jou kan sien. Jou huwelik moet iets van Christus in jou sien. Jou werksplek, asseblief naps, moenie hierdie noem nie. Moenie hierdie noem nie. Jou werksplek moet iets van Christus in jou sien. As ek vanmôre vir jou kan vra, hoe lyk jou integriteit by jou werksplek? Met ander woorde, as ek 'n verantwoordelikheid het wat die Here my toevertrou het, met ander woorde, eerstens dan submit ek onder my mense wat bo my is. Amen. Ek sukkel met daai ene. Ek dink as mense wat sukkel. Ek sê weer vanmôre, ons moet submit. Ek en jy moet ongelukkig onder 'n regering submit. Verstaan jy wat ek sê vanmôre? Of ons wil of nie, ons hoef nie saam te stem nie. Jy sien, jou werksplek moet iets van Christus in jou sien. Geregtigheid, heiligheid. Jy moet opstaan vir die waarheid. Jy kan nie 'n kompromie aangaan nie. Daar's baie mense wat 'n kompromie aangaan. Wanneer mense jou seermaak, moet daar iets van Christus sigbaar binne in jou wees. Kyk gou. Hy sê, en wie sê in die woord? Jesus. Sê dit self. Laat julle lig so skyn voor die mense. Met ander woorde, ek wil hê jy moet nou nie net dit so laat doen omdat jy 'n front wil voorgee nie. Nee, jy moet so wees. Hulle moet die werke kan sien van die Vader wat in die hemel is en jy moet daardeur hulle verheerlik. Goed. As ek en jy werk met verskeie rasse en mense, praat met 'n moslim en 'n moslim wat bekeerd is, hy konvert na 'n Christen toe, 'n interessante gesprek. En weet jy wat, die getuienis van 'n Christen is so. Hy sê dat, luister, is julle oop, is julle oor oop. Hy sê, julle kinders van God, julle Christene, het geen getuienis in die wêreld nie. As julle in 'n werksplek is, lyk julle soos die werksplek, julle praat soos die werksplek, julle lyk soos die wêreld, julle praat soos die wêreld. Julle praat nie van Christus nie. Julle praat nie oor Christus nie. Jy sien, wanneer jy veral onderdruk is, wanneer jy onderdruk is, moet daar nog iets van Christus in jou sigbaar wees. Wanneer jy kwaad word, moet daar nog iets van Christus in jou sigbaar wees. Dit is wat dit beteken om die beeld van God te dra. Ons almal struikel. Hierdie einste Petrus, waarvan ons lees, het geval. Dawid het geval. Elia het moed verloor. En weet jy wanneer gebeur hierdie goed? Wanneer die wonderwerke van die Here sien. Wanneer verloor ek en jy as kind van God moed en wanneer val ons? Gewoonlik soms partykeer wanneer ons wonderwerke sien, wanneer daar genesing plaasvind en God het jou gehelp en dinge het gebeur. Jy sien, en hier kom Elia en die Here help hom. Hy sê, kom ons bid tot ons God, ons kyk wie antwoord en die Here verslaan hom, die Baalprofete, 400 Baalprofete met vuur. En net daarna, hoor gou mooi, toe verloor hy moed. Maar daar's 'n verskil tussen Here, ek het geval, help my, en ek gee nie meer om nie. Hierdie kerk sit vanmôre sonder mense, omdat hulle daardie stelling aangeneem het. Jy sien, die eerste hart hardloop terug na God, die tweede hart begin weg te hardloop. Spreuke 24 vers 16 sê, want die regverdige val 7 maal en staan weer op. Jy is nie klaar omdat jy geval het nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, moenie jou val verdedig nie.
Moenie jou val verdedig nie. Moenie sonde begin noem, dis maar wie ek is nie. Klink dit bekend? Ag, almal doen dit. Ag, God sal verstaan. Of hoor jy die ene? Ag, die Here ken my hart. Twak man. Die Here sê jy's 'n beeld, jy het 'n identiteit, jy's geskep in die waarheid. Spreuke 16:18 kom en dan sê hy vir ons, trotsheid kom voor die verbreeking. Hoor gou. Een van die gevaarlikste plekke geestelik is wanneer jy begin dink, ek sal nooit daar val nie. Petrus het dit gedink en Jesus waarsku hom. Jesus waarsku jou. Maar Petrus sê in wese, almal kan val, maar ek sal nie val nie. En weet jy wat, kort daarna ontken hy Jesus. Hy sê ek ken hom nie. Die vyand kom baie keer nie met verwerp Jesus vandag nie. Hoor gou. Hy kom eerder met doen dit net hierdie een keer. Net hierdie een gesprek. Net hierdie een verhouding. Net hierdie een videoetjie. Net hierdie een leen, net hierdie een kompromie. Net hierdie een. En weet jy wat gebeur dan? En stadig begin jou grense te skuif. Wat jou vroeër gepla het, pla jou nie meer nie. Wat jou vroeër laat berou het, word later eintlik maar normaal. En dit is wat dit gevaarlik maak. Want jy sien, wanneer sonde nie meer vir jou ongemaklik word nie, wil ek vanmôre vir jou sê, kerk, mens, luister mooi, word wakker. Petrus kom in die 9de vers. En dan skryf hy, hom moet julle teenstaan, staan vastig in die geloof. Waarom? Jy sien, want die vyand wag vir 'n oomblik van geestelike slaperigheid. Daarom is dit vir my en vir jou as 'n Christen, as 'n kind van God, belangrik om te bid, om die woord te lees, en om met die gelowiges om een te kom en saam met die gemeenskap met gelowiges te wees, om die samekomste by te woon. Daarom is dit nodig dat jy moet bid, ek moet my hart deurgrond, ek moet my hart ondersoek. Daarom moet jy vinnig berou hê, wanneer die Heilige Gees jou oortuig vanmôre, en ek wil hê jy moet dit hoor, vanmôre sit jy hier en die Heilige Gees is besig om jou te oortuig, en jy moet berou toon. 'n slaperige soldaat is 'n kwesbare soldaat. Die wêreld sê, doen wat jy voel. Jesus sê, volg my. Tel op jou kruis en volg my. Daar is 'n konfrontasie tussen twee beelde vandag. Die beeld van die wêreld en daar is 'n beeld van Christus. Kerk, kan ek gou vanmôre vir jou sê, die duiwel kan jou nie verslind as jy weet, of as hy weet wie jy is in Christus nie. Hy kan nie. Hy kan my nie verslind as hy weet wie ek in Christus is nie. Maar glo my, hy kan jou verslind wanneer jy buite Christus is. Iemand soos Paulus, wat 'n man. Paulus het skipbreek gelei, jy kan dit gaan lees. Hy word gestenig. Hulle het hom gegeesel, hulle slaat hom met 'n sambok. Katshou, hulle sê vir hom, jy kom nie weer terug na hierdie plek om te kom preek nie, maar Paulus kom terug. Jy sien, want hy staan op en hy weet wie hy is in Christus, sy identiteit. My vraag is vanmôre dalk miskien, sal jy deur 'n sambok geslaan word as jy die evangelie? Nee, jy sal nie. Ek dink tog op aan myself toe ek hierdie voorberei en ek wil dit sê en ek weet ook nie of ek dit moet sê nie, maar vergewe my as ek dit sê. Jy moenie eens vir iemand kyk en dan kom hy nie eens meer kerk toe nie. As jy hom net skeef kyk of hom nie groet nie, dan kom hy nie eens nie. Paulus was geslaan. Hy was gegeesel. Ja, nee, die pastoor het my nie gegroet vandag nie. Of, ag toe man.
Luister. Hoor gou mooi. Hoor gou mooi. Paulus, jy kom nie weer terug nie. As jy weer sien is Paulus daar. My vraag is vanmôre, is ek en jy nog sag teenoor God? Of het ons hard geword? Is ek nog maklik om te korrigeer? Of verdedig ek myself die heeltyd? Is daar iets wat ek weet God vra wat ek moet los? Is daar iets vandag wat God van jou vra jy moet los? Ek wil hê jy moet hoor vandag is die dag om terug te kom. Vandag is die dag om te sê, Here, ek gaan dit los. Al sukkel ek hoe, ek gaan dit los. Wanneer kan jy net ons teksvers vir ons weer terugsit asseblief? Kerk, dink mooi. Jy sien, want Petrus skryf iets. Hierdie man het geweet waardeur hy gaan. Hy kom en dan sê hy hierso, julle teenstander loop soos 'n brullende leeu. Hoor mooi. Maar die antwoord op die leeu is nie paniek nie. Die antwoord is, staan op vir Jesus Christus. Staan op en kry jou identiteit in Jesus Christus. Want jy sien 1 Petrus 5 vers 9 sê, hom moet julle teenstaan. Hy gee die mag, die autoriteit vir ons. Staan vastig in die geloof. Petrus kom nêrens in hierdie woord, of in hierdie gedeelte, dan sy hardloop weg nie. Nêrens. Daag jou uit vanmôre, kom wys dit vir my. Waar skryf hy dit? Hy sê, staan hom teë. Staan hom teë. Wys hom wie jy is in Christus. Jy hoef nie bang te wees vir die duiwel nie, wanneer jy onder die gesag van Jesus Christus is nie. Hy is jou gesag, hy is jou bron, hy is jou identiteit. Maar ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre, en ek is ernstig. Jy moet ophou om met die sonde te speel. Miskien besef jy dit vandag. Miskien moet jy besef, ek moet begin vandag verander. Miskien besef jy vandag, ek is nie meer die man of die vrou wat ek was toe ek Jesus ontmoet het nie. Toe ek Jesus ontmoet het, was ek in die brand vir die evangelie. Ek kon nie wag om vir almal te vertel van Jesus nie. En nou verdedig ek meer die sonde, omdat ek buite die identiteit van Christus is. Maar hoor my, ek wil hê jy moet hoor vanmôre, God het jou nie vergeet nie. Hy roep jou terug. Hy sê, kom terug, kom na my toe, almal wat moeg en belas is, kom na my toe. Nie om jou te stenig nie. Jy sien, want Jesus kom en dan sê, as ons sonde bely, hy is getrou regverdig om al ons oortredinge te vergewe. In die boek van die lewe staan daar geskryf, is daar baie om op te skryf. Wanneer ek my sonde bely voor hom, vee dit in die argiewe uit. Hy sê, dink nooit weer daaraan nie. Die ou vyand, die ou splitpoot, die duiwel herinner jou aan jou foute. Maar as ek en jy vanmôre kom en ons bely ons sonde voor God, hy is getrou en regverdig om al ons oortredinge te vergewe. Kan ek vanmôre vir jou vra, kan ons oë sluit? Wil jy nie asseblief terugkeer na Jesus toe nie? Want wanneer jy terugkeer na Jesus toe, dis wanneer hy dan begin om jou beeld te herstel. Here, kom vandag voor U. Ons erken dat ons nie altyd leef soos iemand wat die beeld dra nie. Here, daar waar ek dalk trots was, vergewe my. Waar ek bitterheid in my hart het, genees my. Waar ek geestelik aan die slaap is, of geraak het, maak my wakker. Jesus, kom vanmôre en kom herstel my beeld. Here, kom maak my hart weer sag. Kom haal hierdie klipharde hart uit en gee my weer 'n hart van vlees.
Here, help my, kom maak my gehoorsaam. Maak my nugter. Maak my waaksaam. Help my vanmôre om aan die vyand geen plek te gee nie. Ek kies vandag, Here, om nie deur vrees bestuur te word nie. Ek kies Christus. Ek kies vanmôre die waarheid. Ek kies vanmôre, Here, om terug te kom na U toe. Want my identiteit is nie my mislukking nie. My identiteit is Jesus Christus. Kom vanmôre. Daar is baie keer is ons in hierdie groot moeilikheid. Ons weet nie hoe ons daar gaan uitkom nie. Al wat ek vanmôre vra, help my. Al wat ek vanmôre kom doen en as ek kom, herinner U aan U belofte. Roep my aan in die dag van jou benoudheid. Here, U sê dit. U sê U sal my red. En ek sal U eer. Ek sal aan U al die eer gee. Ek is benoud. Ek het benoude gedagtes, ek het benoude hart, ek het 'n benoude hart. Ek is bekommerd dalk vanmôre. Maar ek gee dit vir U. Want my identiteit is U. Ek is na U beeld gemaak. Ek het gefouteer, Vader. Ek het dalk teruggeval. Ek is dalk nie meer so warm nie. Ek is lou. Ek is dalk nie eens meer koud nie. Here, maak nie saak nie. U ken my harte. Maak nie saak nie, U hoor my. U ken my omstandighede. Maar Here, geestelik wil ek vanmôre vir U vra. Maak my wakker. Gee my weer die autoriteit, die mag. Veral oor my gedagtes. Ek bid oor my gedagtes vanmôre. Help my om my gedagtes te vernuwe. Help my vanmôre. Dis al wat ek kan uitkry. Help my. In Jesus naam. Amen.